Here gee vir my 'n gedagte wat ek vandag met u wil deel met die tema, is nou wel Engels, ups and downs, want dit is makliker om te verstaan. Ups and downs. Amen. So, ons almal, wie van u het nog nooit 'n up and down gehad nie? Wie se lewe is al die pad net so, jy moet eintlik pas op as dit 'n flatline is. As so 'n paar wat nou gaan snap. As hy te plat loop, dan sit jy nou nie vanmôre hier nie, dan is jy nie in die gestalte hier nie, dan is jy so tydjie terug al nie meer nie. Okay, so hy moet so 'n bietjie ons lewens loop so, maar dan kom ek daar bo, dan voel ek, hier, nou is ek in oorwinning, ek gaan nou vir God die wêreld omkeer, dan kom ek hier onder en sê ek, waar's die Here, en my gebede is teen die dak vas. Kry jy dit? Praat ek my regtig gehoor? Nou vanmôre wil ek bietjie met u deel oor hierdie, en ek wil graag as ek vanmôre oor hierdie gedagte gaan praat, wil ek 4 Bybelfigure aanhaal wat vir my uitstaan op dit, en ek 'n bietjie ander figure gebruik, en die eerste een is Elia, tweede een is Jona, derde een is Dawid, en die vierde een is Petrus. In plaas van Paulus het ek vir oom Petrus gaan uithaal. Amen. Nou, ons almal kom in ons lewe waar daar tye is wat dit beter gaan, en se tye wat dit slegter gaan. Daar kom tye wat iemand vir jou iets sê en jy vat dit goed. Daar kom tye wat hulle dieselfde ding vir jou sê, jy vat dit nie so goed nie. Het jy dit agtergekom? Want dit het te doen met jou gemoed. Hoe jou gemoed is bepaal baie keer hoe jy goed vertolk, hoe jy kyk na goed, hoe jy goed interpreteer. En dit is baie belangrik om na jy goed te kyk, want dan voel ek so, ek is 'n swakkeling. Wanneer ek daar in daai laagte kom, as ek daai down vang, dan voel ek is mens en Gods verlate. En ek het die Here nou so teleurgestel, ek is nou net goed vir niks anders nie. Het jy al so gevoel? Ek voel baie so. Weet jy wat is een van die kere wat ons die meeste vang, predikers? 'n maandagoggend. Monday blues. Monday blues bestaan regtig veral vir predikers. Dis nou nie wêreldse ouens wat 'n babbelas het op 'n maandag nie. Ons is in die gees op 'n naweek. Jy operate. Jy opereer in die gees. Jy wandel onder die salwing. En dan begin dit so bietjie ontneem van jou of weggaan van jou, want die salwing se intensiteit kan nie altyd dieselfde hoef op jou bly nie. Jou vlees kan dit nie hanteer nie. Op 'n maandag as jy so 'n bietjie back to basics, dan voel ek, ek het nou weer gister seker nonsens gepraat. Ek het gesien daai oom Jannie kyk my aan asof ek nonsens praat en Dion het my nie gegroet nie en dan voel ek al hierdie stupid goedjies wat opkom en dan vang jy nou pity party vir 'n rukkie. En dan sê ek nou sommer net soos 'n leeu met 'n seer tand. En dan wil ek nou huil en ek wil ook nie meer lewe nie. Nou kom ek gaan wys vir u en dan voel ek, Here, u kan nie so ou gebruik nie. U kan my nie gebruik as ek so is nie. Ek het vir jou ander nuus. Die Bybel steek nie weg dat selfs in die woord van God het die grootste godsmanne ups and downs gehad nie. Het u dit geweet? As hulle dit gehad het, kan u en ek dit ook maar hê. Want God wat vir hulle deurgedraai het, is die God wat vir jou en my deurdra. Amen. Ek raak opgewonde, man. Ek sien sommer hoe die Here ons optel. Halleluja. Ons kyk na die woord van die Here, dan wil ek vir jou sê, jou downs wat jy ervaar, kanselleer nie God se opdrag en God se plan in jou lewe nie. Dis net van korte duur tot die volgende up voor jou kom. Amen. Nou kom ons kyk gou. Elia gaan van die berg Karmel af. Die vuur wat God antwoord mee tot onder die besembos. Shame. Nou kom Elia, hy is die laaste een wat tot eind oorbly van die profete van die Here en die Baalprofete val hom aan want hy is die enigste profeet van God. En hulle kom en hulle wil hom ook om die lewe eintlik bring en hy sê kom ons gaan en ons gaan in 'n ooreenkoms, kom bietjie by mekaar, dan vra julle nou julle God om te antwoord met vuur en ek vra my God om te antwoord met vuur, dan kyk ons bietjie wie is die ware God wat antwoord. En hy sê, en hulle sit die hele altaartjie reg in die stapel en alles en die houtjies en alles is mooi en daai manne begin roep. En hulle skreeu en hulle roep en hulle begin hulle self sny en hy doen goed dan sê, hoorie, dalk sê bietjie met vakansie. Dalk slaap hy, maak hom bietjie wakker. I thank God that we don't serve a God that needs sleep. Ons aanbid nie 'n God wat gaan vakansie hou en daai tyd is ek al on my own nie, hè? Ons aanbid 'n God wat altyd daar is. Hy maak my opgewonde. En nou sien ek, hy sê vir hulle, gaan, hoor bietjie, skreeu harder. Eers en die manne sny en hulle spil bloed en alles, want iets moet gebeur en niks gebeur nie.
En nou sê hulle, ag, okay, is nou lekker vir jou om vir ons te sê, kom, doen jy dit? Doen jy dit, wys jy vir ons? Hy sê dis reg, bring net vir ons so 'n bietjie water nader. Ek is net bang julle dink dalk is die hout al bietjie droog. Bring bietjie water. Hulle gooi die water oor daai altaar, oor daai hout, laat dit sommer so voormaak. Dit lyk nat, sommer so 'n riviertjie om dit maak. Hy sê gooi als papnat. En hy begin roep. Die God wat is, wat was en wat sal wees. Oh, the God that answers with fire. En toe hy God se naam aanroep, toe antwoord ons God met vuur. Die vuur het so neergedaal dat hy daai altaar amper vernietig. Hy het al die water wat om die altaar gelê het hy opgelek, sê die woord. Dis ons God wat ons aanbid. That is my God, hallelujah. En terwyl ons God antwoord, kan ek nou vir jou sê, ek dink Elia het daar 'n bietjie met 'n breë bors geloop, hoor. Ek sou so 'n bietjie anders gevoel het daar, hoor. Ek sou so 'n bietjie, ek het julle gesê. Het julle enigsins getwyfel? Meantime hier binne het jy ook nou maar gesê, Here, asseblief, dit is die laaste ou wat oor is. Ek wees menslik. Ons lees die storie, hou ons so hoogs heilig. Dis eintlik hoogs skynsheilig, man. Jy sou net so bang wees. Ek sou sê, Here, ek weet nie, asseblief, kom net antwoord nou, want ek weet die Here antwoord, maar hoeveel keer bid jy vir iemand, nou worry jy tog of die Here nou gaan antwoord. Dan dink jy, dalk is die tyd nie reg nie, of daar's sonde, of daar's die, en ek dink allerlei verskonings vir Here uit. Jy het nie nodig om verskonings vir my te dink nie. Maar in elk geval, en toe Elia bid en die Here antwoord, erken die volk, die woord sê, die volk het erken, dat die Here is God. Die volk het erken. En nou kom Elia op hierdie plek. Net daarna, in 1 Konings 19 vers 4 sê hy, dit is nou genoeg, Here. Neem my siel weg, want ek is nie beter as my vaders, laat ek ook maar doodgaan. 'n Man wat gebid het en God antwoord met vuur. Vandag is die berg nog daar, ek het die voorreg gehad om daar te staan, waar God geantwoord het met vuur. Ek sê vir dit is die waarheid. En daai selfde man, 'n dag of 2 later, kom hy op 'n plek, wat hy sê, Here, laat ek ook nou maar sterf, laat ek ook maar doodgaan. Ek is nie beter as die ander profete wat gesterf het en my vaders nie, ek sal maar doodgaan. Ek sien 'n up and a down hierso. There was a mighty up toe God antwoord. Maar hierdie is 'n baie depressiewe down om te sê, Here, kom vat maar my lewe, ek wil nie meer lewe nie. Ja, en die Here gaan hy gehaal sy langste lat uit wat hy het. En hy vang hom so en hy slat vir Elia 39 houe. Dis nie die waarheid nie. Weet jy wat doen God toe Elia sê, vat my lewe? God kom en hy sê, wag, my seun, rus bietjie. Hy gee vir hom kos, hy gee vir hom water. Hy kom en hy sê, ontspan net so oomblikie. Hier is jou nuwe opdrag, ek het 'n nuwe plan vir jou. I have a plan for you, come away with me, hallelujah. God gaan nie en hy bestraf jou vir jou fout nie. God versterk jou en dan tel hy jou op en dan gee hy vir jou 'n nuwe opdrag. Is dit nie wonderlik om so God te aanbid nie? Maar Here, ek het dan nou geval, ek het 5 minute terug gesê ek wil doodgaan. Nou sê hy, nee, eet en drink, laat die pad nie lank word nie, wees rustig, eet lekker. Weet jy hoe lekker moet wees as God vir jou kos voorberei? Hey man, ek proot sommer, dit kan lekker raak. En die Here sê, wag, kom ek sê gou vir jou 'n nuwe opdrag, jy moet daartoe gaan. Ons as mens, wanneer iemand voel hy vang 'n down, dan voel ons is verby. God sê, nee, dis nie verby nie, dis die begin van jou nuwe opdrag. Ek wil vandag vir jou sê, jy wat voel jy het geval, jy kan dit nie doen nie en jy het dalk die Here teleurgestel, want die Here het jou gebruik, jy was dalk 'n diensknegt van God, jy was ergens in die dienswerk van God en nou is jy in 'n down, jy voel jy's op die grond, jy's laer as stof. Luister vandag, God gee vir jou 'n nuwe opdrag. God gee vir jou kos, God gee vir jou water, God het jou rus gegee en dan tel God jou weer op. My God herstel hulle wat lê. My God tel op hulle wat voel hulle kan nie meer nie. Hy sal die dowe lampe sal hy nie uitblus nie. Die geknakte riet sal hy nie verbreek nie. Die afgebroke huis, die vervalle huis sal hy nie afbreek nie. Hy herbou, hy hervestig en hy bevestig vanmôre. Kom ons gee hom eer. Amen. Glory to God. Dis wonderlik.
jou emosionele laagtepunt diskwalifiseer jou nie. Jona, kom ons kyk na Jona. Wat het met Jona gebeur? Jona het nie die slang geëet in die boom in die tuin nie. Nee. Jona, hy was meer 'n visserou. Hy het meer gehou van die ingewande en die ondersoek in walvisse se mage. Jona kry 'n opdrag van God. Jona, jy's gestuur na Ninive, gaan en vertel vir die volk. Dit is my woord, dat gaan gebeur as jy nie bekeer nie. En Jona besluit, nee, laat ek vlug. Ek gaan van God af wegvlug. Good luck. Ek gaan vlug vir God. Dit was nou baie slim, maar okay. En daar gaan hy. Sommer Tarsus toe. Hier kom 'n storm, hier's moeilikheid. Groot moeilikheid, nie kleintjies en groot is. Storm is so kwaai as iemand het die sonde gedoen. Dat sommer hier wêreldsmense besef hier sonde te doen, want hierdie storm is abnormaal. Hulle sê, wie was dit? Jona sê, is ek. Ek dink hy het ook eers gesit en gekyk wie dit, soos ek sou maak in die klas. Toe niemand uitkom nie. Okay, en toe hulle nou uiteindelik toe sê hulle, jy gaan so 'n bietjie swem, ander tipe doop wat hy toe ingaan, en toe hy in daai water is, toe stuur die Here groot vis, en hy sluk vir Jona in. En terwyl hy daar in die ingewande van die vis is, sê die woord van die Here so mooi, hy sê in Jona 2:2, in my benoudheid het ek die Here aangeroep, en hy het my verhoor. In my benoudheid, terwyl ek daar is wat ek die dood in die oë staar en besef dat ek kan nie meer nie, ek het God gefaal, ek verdien niks anders as die dood nie, kom die Here en hy sê vir Jona, ek sien jou raak, want die woord sê, en hy het my verhoor, roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer. Amen. En Jona gaan en hy gaan daarso na Ninive en hy begin vir hulle te verkondig wat die Here gesê het hy moet sê, en hy stap daar deur, en ek dink wanneer hy moeg raak en dink hy hoe donker was dit daar in die walvis, dan gaan hy maar aan. Ek sê 'n walvis, dit is al wat vir my sin maak, hoor. Moet nou nie met my tegnies raak en my vertel is 'n dolfyn op steroids of ietsie. Ek noem nou maar net. Dis definitief nie 'n sardien nie. Okay. En nou terwyl hy daar is, dink ek preek en hy onthou wat so nonsens het hy deurgegaan en dit gee hom sommer 'n nuwe ywer en hy preek en hy preek en hy preek en die Here bring 'n hele stad tot bekering. Joe, verbeel jou 'n man begin hier preek, hier bekeer al hierdie snaakse goed hier om ons. Verbeel jou, 'n hele stad kom tot bekering. Nou gaan Jona daar in die woestyn in en hy sit onder daai wonderboom wat die Here vir hom laat opgaan het. En hy is toe nou nie eers meer lus om daar te wees nie. Toe vang hy nou weer 'n pity party. Monday blues. Hy moes nou klaar gepreek, nou het die Here hulle gered, nou lyk ek soos 'n sondaar, nou lyk ek of ek misgevat het, want ek het vir hulle gesê die Here gaan dit en dit en dit doen, en nou doen die Here dit nie, so ek is nou sommer nou dikbek. Ek gaan nou stryd vat, ek gaan nie kerk toe vir 'n maand of 2 nie. En Jona gaan sit daar so en hy's besig om pity party te hou. En volgende oomblik kom die Here en hy voorsien weer vir Jona, maar Jona voel, ek wil sterf. Dat ek maar doodgaan, dat my lewe uit my gaan. 'n Man wat nou net 'n stad tot bekering bring, volgende oomblik wil hy weer sterf. Ek sien ups and downs, en ups and downs in sy lewe, is dit nie waarheid nie? En God sê vir Jona, kom, ek is nie klaar nie. Kyk gou 'n bietjie hoe kyk ek na my volk. En die Here verander alles en hy begin vir Jona sy oë oopmaak. En ek wil hê jy moet dit verstaan dat wanneer 'n mens vir die Here werk, kry jy ups and downs. Omdat die gees van God wat oorvat in jou lewe kan nie verstaan word deur die menslike verstand nie. Jy kan nie die salwing, profesie en al die goed uitwerk met jou menslike verstand nie. Dis hoekom mense ups and downs vang, want mense sukkel om te verstaan wat God doen. Jy kan nie al die goed verduidelik nie. Nou gaan ons verder, kom ons kom by Dawid. Ek is baie lief vir Dawid. Ek dink baie van julle ons hou van Dawid. Hy was Dawid en Dawid. Nou Dawid gaan van 'n skaapwagter. Is amper so goed soos 'n car watch in vandag se terme.
kom Dawid op 'n plek wat die Here sê, my boeta, ek sien jy doen jou werk goed. Jy jaag die skelms weg. Al die hijackers jaag jy weg. Die diewe het jy weggejaag. Dit was nou die beer en die leeu, né? Want hulle het mos gekom om 'n skapie te hijack. So hy het hulle weggejaag. En die Here sê, maar ek sien nou Dawid, jy doen 'n goeie job. Ek salf jou, dat jy weet ek is met jou, al is jy daar in jou laagte. En omdat jy getrou is oor min, gaan ek jou oor vele aanstel. En Dawid kom aan naby waar hy hoor, hier's 'n een of ander onbesnede Filistyn wat die ordes van God uitdaag. En hy sê, nee, wow, bietjie. Met wie dink jy praat jy? Weet jou maar, jy sê, jy kan nie dink jy praat met my God so nie. En die res bewe. Saul en sy manskappe bewe, die groot soldate bewe, want het jy hom gesien? Het jy gesien hoe lyk Goliat? Hy's 'n vegter van kleins af. Dawid sê, nee, ek het nie 'n saak wie sy nie, ons sal hom nou uitsort. Ek wil net een saak regkry. Wie dink jy is jy om so van my God te praat? Hoeveel van ons retireer as mense praat van ons God soos hulle wil? Hoeveel van ons kyk maar net aan terwyl hulle ons God vloek op al hierdie films? Laat hulle een woord van Allah sê, dan brand Hollywood af. Die wêreld sal in brand wees. Hulle vloek ons God pront uit op al die movies die laaste dag. Daar is nie meer film wat nie die Here vloek nie. Maar ons sit en kyk. Weet julle wie se hulle grootste ondersteuning? Die Christene. Ag, julle kan dit maar doen, want jy's darm 'n Goliat. Ons is net 'n Dawid. Ek wil vir jou sê, genoeg is genoeg. Maar okay, kom ons gaan aan, voordat ek nou my ander preek sommer uitbring. En Dawid sê, nee, wag, laat ek gou hierdie man uitsort. Ek het die leeu gou 'n bietjie geleer, en ek het die beer maniere geleer. Ek dink is gou tyd dat ek met hierdie onbesnede Filistyn dieselfde doen. Presies wat hy gesê het. Hy tel hy klippies op. Ek dink dit was meer bietjie net vir counterweight. Dat as hy gooi, laat die gewig net lekker. Maar hy sit hulle en hy vang hy klip en hy gooi en daar val die reus. En die Here gee vir sy volk 'n magtige oorwinning, een van die grootste stories in die Bybel. Dawid word aangestel as koning vir God se volk, want oor weinig was jy getrou by die skapies, oor vele stel ek jou aan oor my volk. Wow, van die minste na die meeste toe. En wat gebeur toe hy daar bo kom? Toe hy daar bo kom, toe maak hy 'n fout, want hy sien daar's 'n auntie, haar kostuum lyk soos haar klere. Haar klere lyk soos haar vel. Hy sê, ek reg. Daar see by. En hy sien die tannie bad daar op die dak. En hy kyk, wie kyk vir my, hy loer weer. Hy sê, hey, hy auntie bad daar so. En hy val so hard, want hy's ook net mens. Glo vir my, hy het nie daar bo op die paleis se dak gestaan en bid nie. Anders het hy haar nie gesien nie, want die Here sou sy oë bewaar het. Hy daar gaan kyk seker oor wat hy als vermag het, en volgens sien hy, hey, daar's ook ietsie wat ek kan vermag. Ek wil vir jou sê, hoeveel van ons die dag as God jou seën, dan begin jy bietjie uitrafel. Hoeveel mense het ek gesien wat se persoonlikhede en alles begin verskil het en verander het. Hulle het begin skielik, my ma het dit nogal mooi gesê, eendag is krummel wat brood geword het. Die dag as dit goed gaan met my, en hy besef, hey, ek soek daai sussie. Daai enetjie moet kom kuier. En hy reël dat 'n man doodgemaak word, en Dawid val kliphard as gevolg van sonde. Weet jy wat gebeur? Hy land weer in die stof. Hy slat dit down, wat ons nie kan dink 'n koning kan 'n down so slaan nie. Maar weet jy wat gebeur toe hy daar kom? Die Here sê vir hom, Dawid is nie verby nie. Hoor wat sê hy, Dawid skryf die psalms, en hy skryf in Psalm 51 vers 12. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in my binneste 'n vaste gees. Weet jy wat gebeur nadat hy dit gedoen het? Hy kry berou. Die woord sê, as jy julle sondes bely, sal ek jou vergewe en ek sal dit skoon was. Toe hy berou kry, toe kom God en God noem hom 'n man na my hart.